Elke maand identifiseer Pretoria FM se Hoop Glo en Leeffonds 'n verdienstelike saak waarin nood hoog is. Hierdie maand besoek ons Huis Gracia in die noorde van Pretoria en ons vind meer uit wat hierdie kinderhuis doen om die lewens vir die kinders wat hier is weens 'n hofbevel vir hulle so 'n bietjie makliker te maak en ook om vir jou die geleentheid te gee om 'n hand by te sit. Gracia Kinderhuis is geleë in Pretoria Noord, ons huisves 82 kinders. Elke liewe kind wat hier by ons geplaas is met 'n hofbevel geplaas. As jy vir jouself kan dink, dit beteken dat hulle verwyder was uit die omstandighede waarin hulle was. En hulle is hier in hierdie huis geplaas om veilige bewaring te hê, opvoeding te kry, liefde te kry en om reg te maak wat seer gemaak is en om net vir hulle te wys dat daar waardigheid in hulle is en daar's 'n toekoms vir hulle waantoe hulle vorentoe kan werk. Of dit nou akademies is, of dit nou sport is, of dit nou net 'n lieflike mens kan wees wat eendag kan uitgaan in die wêreld en 'n verskil kan maak in iemand anders se harte. Dit is waaroor Huis Gracia bestaan, is om daai maatjies te vat, hulle te voed met liefde en wat hulle nodig het en om te sê jy's waardig. Sport speel 'n groot deel in ons kinders se lewens en dit. Daar's baie van ons kinders wat presteer in hulle sporte, of hulle nou in eerste spanne is, A-spanne is, kapteinskappe het. Ons atletiek kinders beeld uit met hardloop, spiesgooi, diskus, alles. Ons het 2 nakabille bloubil spelertjies wat hier so is en dit. Hulle gaan al vir hulle tweede jaar Swane, Northern klere met hulle sagte balle. Ons het laas jaar 54 kinders met Gauteng Noord ringbal gevat, waarvan 28 SA klere gekry het. Speler van die toernooi was daar uitgenoem. Daar's kinders wat kapteinskappe het. So ons glo daaraan om ons kinders voluit te ondersteun met die talent wat hulle het, want dit is iets wat hulle self bereik. Hier by Huis Gracia is ons miskien 12 mammas, selfde gesiggies deur en deur, maar weet jy hoe lekker is dit vir hulle om verby 'n coach te kan stap, of 'n ander mamma en pappa wat 'n high five gaan gee en sê, weet jy wat, jy het vandag briljant gespeel. En dan volgende oggend staan hulle weer op en hulle weet dis waarvoor hulle moet werk. En om vir hulle wel ietsie daar te sit op daai platform waarvoor hulle moet werk, gee vir hulle die hoop waar hulle agterkom, hoorie, maar ek is eintlik waardig en ek kan bereik wat ek wil bereik. Ewen ons B-span en ons C-span speletjies of 'n maatjie wat uitval uit 'n span uit en dit. Ons hou daarvan om hulle op te hemel en te sê, weet jy wat, jy het jou allerbeste gegee. Weet jy wat, volgende keer gaan ons net harder werk en dit. So ja, ons groot droom is om vir ons kinders te gee wat hulle kan presteer daar buite. Ons ondersteun hulle met alles wat daar is, maar ook te sê ook, ja, ons kinders word gekies vir toere en alles, en daar's gereedskap, en daar's skoene wat kort, en daar's klere wat kort, en as dit ook nie vir julle is daar buite, wat saam met ons daai droom, saam met die kinders gaan nie, dan kan ons dit nie vir hulle gee nie, maar ons probeer alles wat ons kan in hierdie huis, om vir hulle te gee vorentoe. As dit kom by kruideniersware, is dit altyd een van die grootste behoeftes. Ons groot disse is maar pasta's en hoe kan ek sê, skenkings van vleise wat ons wel nodig gaan hê, die souse, pap in die oggende vir die kinders om te eet en dit, koeldrank om vir die kinders te gee ook. As ek wel kan noem, ons maak gebruik van tussen 45 en 60 brode 'n dag, want dit is kosblikke wat gepak moet word. As die kinders van die skool afkom, doen hulle middagete en dan in die aande maak ons seker as altyd 'n blik vol kos oor, want ons eet vroeg in die middag. En dan wanneer die kinders van die sport afkom of klaar huiswerk gedoen het of geleer het of klaar gestort het, daar's altyd 'n seun of 'n dogtertjie wat nog 'n gaatjie in die maagie het en dan moet ons dit vir hulle vol maak. So as ons kyk na margarine, brood smere en dit, so ja, kruideniersware is altyd ons grootste nood. Dan gaan ons oor na toiletware toe. Toiletware, weet julle, is baie belangrik. Ons moet ons kindertjies warm hou, skoon hou. Ons hou ons oppervlakte van ons huis altyd skoon as dit kom by die skoonmaakmiddels wat ons gebruik in dit. En ja, en dan is daar ook maar altyd 'n finansiële gaatjie wat toegestop moet word. Dit is die diesel, dit is die water en ligte. Dis daai vinnige hoe kan ek sê, besoek na die dokter toe. Dis medisyne wat aangekoop moet word in dit. En soos in enige huis, weet jy, daar's altyd maar ietsie waarvoor jy 'n geldjie maar nodig het en dit ook en dit. So ja, ongelukkig is daar vele dinge in dit. Materialisties kyk ons na ons herstelwerk. Jy mag nie 'n gekraakte venster in die huis wees nie, want dit is baie gevaarlik, so ons maak hom baie vinnig reg. As daar 'n deur breek, dan moet ons maar uitvra vir die mense om ons te help en 'n nuwe deur vervang of dit, of daar's 'n drein wat gestop word, soos ons almal weet. Loodgieters is een van die mense wat baie belangrik is in enige huis. So ja, van kruideniersware, skoonmaakmiddels, toiletries, na materialistiese gebruik, ook na finansiering toe. Daar's maar altyd nood in 'n huis as daar nie 'n konstante ondersteuning is, soos julle weet van die state wat ons nie ontvang nie.
Ons het ons Facebook waar julle ons kan gaan 'n bietjie oploer en gaan kyk ook in dit en ons goeie stories te kan luister. Ons het 'n webtuiste ook, www.gracia.org. Dan het ons landlyne waarop julle ons altyd kan kontak in dit en dan het ons ook ons selfoon wat ons ook maar by ons het meerdere van die tyd vir as die landlyn nie werk nie en dit. Ek kan ook altyd daai besonderhede vir julle beskikbaar maak wat julle dan kan gebruik in dit, maar enige iemand is enige tyd welkom ook na ons hek toe te kom. Ons is 24/7 hier en ons het altyd iemand by die hek wat iemand sal help as hulle graag wil kom aanklop in dit.